Nou ons is nog steeds hier so by die karnaval hier op Orania. Nou mense, as julle nou gedink het hierdie ouens hou opwerk, nee, hulle hou nie opwerk nie. Dit word net gebou. Joos, wat gaan hier agteraan? Koot, hierdie is 'n besondere deel van Orania karnavalkultuur. Hierdie is 'n jaarlikse kompetisie, dis deel van die groter reeks vakmanskap uitdagings wat dan nou goed so swys en ander insluit, maar hierdie spesifiek is die bouers, die konstruksiemanne wat messel. Dis 'n messelkompetisie. So daar's 'n vooraf opdrag wat bekend gemaak word as die tyd begin van wat hulle moet bou en wat die vereistes is. En dan is dit jy teen jouself en teen die klok en teen jou opponente hier op die veld. Kyk hulle wie kan die vinnigste en die akkuraatste en die meeste volgens die vasgestelde reëls bou. En dit sal dan nou beoordeel word. Dit is inderdaad iets besonders hierso. Ons was nou al by baie feeste en expos daar in ons wêreld in Gautengse wêreld, maar nog nie so iets gesien nie. Ek dink 'n mens kan dink aan byvoorbeeld aan plekke soos Kragdag. Hulle kan dit dalk heeltemal ook so oorweeg om so 'n bietjie daai vakmanskap te toets op die expos. Wat se ander atmosfeer bring julle na die karnaval toe? Jo, ek dink of wil julle bereik? Ja, hierso is baie jy weet tradisies en uitdagingsaktiwiteite wat eie aan ons is. So ek dink vanoggend se skattejag vir skoolkinders waar daar terloops 'n silwerkree rand op die spel was vir die kind wat die skattejag die beste kon loop. Dan sal jy hierdie veteraan trekkers hier rondom ons sien, die vakmanne aan die gang, sterkman kompetisie, die toutrek en dis meer. So, dis baie goed wat maar inpas in ons groter kultuur. Ja. En is nou interessant, byvoorbeeld hierdie bouery. Dit is Afrikaner kultuur, maar dis ook BKO, Bokkero opleiding in Orania wat die tegniese kollege is kultuur. En dis ook Orania kultuur om te sê hier bou ons en is 'n belangrike vaardigheid, vakmanskap, tegniese vaardighede is belangrik vir ons mense. So dit is regtig hoekom ek persoonlik dink dit is super gepas hier by die Orania Karnaval. Ons het 'n opmerking gekry van mense wat sê as hulle inry dan sien hulle heeltyd sulke hoopies staan, en vra ek wat se hoopies? Dan sê hy bakstene. Hierdie ouens lyk my bakstene groei op die kante van op die sypaadjies van Orania, maar immers is julle besig om te bou. Wanneer jy daai sien, dan is hulle eintlik besig om te bou. Net so. Ek dink dit is 'n kombinasie van twee goed. Die dorp moet groei, so mense kry met die ekonomie bou dat nog meer Afrikaners kan kom. Maar aan die ander kant is dit ook amper dis 'n mentaliteit, die hele eie arbeid ding en om te sê goed, maar ons rol nou self moue op. As jy bekommerd is oor die toekoms, as jy besorg is oor die toekoms, bou hom. Skep hom, sodat jy hom kan inrig in die genade, so naby as moontlik is wat hy ideaal is vir ons as Afrikaners. En ek dink dit is die toets van ons tyd. Nie net die skuif weg van vreemde arbeid ook nie, maar ook daai mentaliteit om te sê ons gaan dit self doen. Ons gaan dit self doen. Korrek, ek sien die ouens is besig om op te pak hierso, of is hulle besig om reg te maak vir die volgende kompetisie, maar hoe dit ook al sê, Joos, julle onthulling gister van die Kruger monument was daarom maar regtig waar hoendervleis mooi. Ons het nou by die uitsending dit ook gedoen en by so af en toe dan slaan die hoendervleis so deur. Dis soos jy net besef waarmee is julle besig hier in Orania. Ek wil amper sê mense besef heeltemal. Daar moet ek jou verskil. Dit was dis 'n monument wat in Orania opgerig word, maar dis 'n Afrikaner inisiatief. Dis nie net ons nie. Dis nie net die instellings wat gehelp het. Dis almal wat stene gekoop het, maar ook Orania is maar net 'n mikrokosmos van die res van die Afrikaner. En is ons mense daar buite, dis die sprekers ook, maar as jy dink aan ouens soos Hannes Neet en Daniel Langner wat ook hier kom praat het, wat nie in Orania woon nie. Hoe pragtig, hoeveel diepte oor geloof en oor die huisgesin en die kerk en die skool. Sterker daai boodskappe deurgekom. Dit was regtig so mooi. Daai is 'n vryheidsmonument vir die Afrikaner. Dit gaan nie oor Oom Paul te vereer nie, dit gaan nie oor afbeeldings maak nie. Dis 'n vryheidsmonument om te sê ons voorvaders was mense wat Bybels gefundeerde geloof en die republikeinse vryheidsideaal. Dit was hulle fokus en dis wat ons moet herwin. Orania is maar net 'n konsentrasiepunt daarvan. Maar dis ons mense reg oor die land wat bygedra het en wat gehelp het en wat kom praat het en wat daai diepte, daai kulturele diepte gee aan ons volk. Nee, jy's inderdaad heeltemal reg daarso. En ek wil ook vir ons kykers sê, gaan kyk gerus daar Boer Media. Ons het volgende plasing gemaak oor die roepstem van Orania. Dit was die ander oomblik wat ek 'n bietjie hoendervleis gekry het. Dit was regtig waar vir my mooi geweest. Ja, julle roepstem, julle volkslied. Ja, en dit is 'n jong gesin wat die woorde geskryf het. Dit was 'n kompetisie. Interessant, net soos wat Langehoven die stem geskryf het. Ja. Dis ook 'n kompetisie. Langehoven is toe later aan opdrag gegee as ek reg onthou, maar daar was oorspronklik 'n kompetisie. Of sy gedig is verwerk, skus. En ons het dieselfde gedoen in die Murphys hier op Orania. Klomp jong kinders met hulle ma en pa natuurlik wat ook gehelp het. Het hierdie pragtige lirieke geskryf en die roepstem is nou die eerste keer voor 'n groot gehoor bekend gestel gister wat ook mooi was, baie gepas.
Hoor hierso ons is nou al heel oggend hierso betrokke en die loop hierso rond en dis my opvallend om te sien is dit plaaslike talent, is dit mense wat jy kry, want ek bedoel ek hoor die hele tyd 'n paar ek wil amper sê jonges of mense sing wat ek nie persoonlik ken nie. Kom hulle uit Orania of waar kry hulle die talent wat hier optree? Goed, nou moet ek nie die vaagste benoem. So hierdie dame wat nou sing, dink ek nie is 'n Oranier nie, maar jy het definitief vroeër vanoggend het daar Oraniërs gesing. Ek dink is 'n kombinasie. Natuurlik vanaand Wynand Teixeira wat optree, Roan de Tooy wat gister vir ons die pragtige Monumentaal ook gesing het, maar hier is ook plaaslike talent wat ook optree. En wie wat Joos, dit vang ons baie keer dat mense soveel ek wil amper sê soveel sit in die feit dat hulle sangers wil gebruik om 'n funksie te bemark. Dis glad mos nou nie nodig nie. Met sulke karnavale soos wat julle hier doen. Die karnaval, dit waarvoor jy staan, jou waardes, dis wat die ding mense moet trek. Die sangers is amper half net 'n bonus. Absoluut. En dit is lekker en daar's soveel plaaslike talent in onder ons eie mense ook. Wat kan optree, wat mense kan vermaak. Dit moet nou meer as net sing, wat mense kan vermaak. Gister die mense so lekker FLK liedjies gesing, was vir my baie mooi. So dis nou kultuur. Inderdaad, en Roan het dit net so lekker aangejaag hierso. Ek sê vir jou dankie en laat ons maar 'n koffie gaan drink. Wat sê jy? Ja, ek sien nou al lank al uit na daai koffie, ons moet hom nou drink. Asai, baie dankie.